Goeiemôre geliefdes. Dit is heerlik om vanoggend saam met elkeen van julle hier te wees. Ek besef wat 'n voorreg dit is dat ons ten spyte van alles wat hier buite in die wêreld aangaan, 'n oomblik kan hê om in stilte en in redelike vrede hier by mekaar te kan wees en die Here se aangesig te kom soek. En my gebed is dat juist dit vanoggend met ons sal gebeur. Geliefdes, iets wat ek die laaste ruk by 'n paar mense hoor is, wanneer iemand dit reg kry om totaal en al eerlik met jou te wees, om deursigtig met jou te wees, dan hoor mens nogal mense sê, "Sjoe, dit is nou verfrissend." Regheid en eerlik beteken mos nou nie altyd om hard of lelik te wees nie. Om regheid en eerlik met iemand te praat beteken nie noodwendig jy wil hulle seermaak met dit wat jy sê nie. Dis wel baie skaars. Ons leef in 'n wêreld waar ons baie keer dinge wil sagter stel as wat dit regtig is. Ons het geleer om ons woorde baie mooi te kies, om nie te direk te wees nie. Ons word dit geleer. Nie te eerlik wees nie, moenie te direk wees nie. Baie keer moet ons goed maar sugarcoat. Ons wil nie ander mense ongemaklik laat voel nie. Ons wil nie iemand seermaak nie. Ons wil nie konflik hê nie. En dis niks hiermee verkeerd om so te wees en so te praat en te leef nie. Maar baie keer loop ons eerder 'n draai as om die waarheid te praat. Baie keer loop ons eerder 'n draai as om iets eenvoudig reguit te sê soos wat dit is. Ons praat tussen die lyne, ons laat goed so half in die lug hang, of ons wil hê ander mense moet nou maar die gaps vul van dit wat ons nie gesê het nie. En daarom, wanneer iemand dit reg kry om eerlik en sag, of reguit en liefdevol, deursigtig, sonder bybedoelings of manipulasies te wees, dan is dit verrassend. Dit is verfrissend. Daar's iets bevrydend daaraan wanneer iemand eenvoudig sê wat in sy hart aangaan. Nou vanoggend gaan ons Psalm 22 saam lees en hier hoor ons presies so 'n stem. Dis nie 'n gebed wat dinge wegsteek nie. Dis nie 'n gebed wat dinge nou hier mooier gaan laat probeer klink as wat dit regtig is nie. Dis 'n gebed wat eerlik is. Dis 'n gebed wat baie reguit sny. En dit ook op 'n manier is verfrissend. So kom ons lees dit vanoggend saam. Psalm 22. U het my gebed verhoor vir die koorleier op die wysie van die wildsbok van die dierraad. My God, waarom het u my verlaat? En bly u ver as ek om hulp roep? My God, ek roep bedags en u antwoord nie, ook snags, maar ek kry geen rus nie. U is tog die heilige wat woon waar die lofsange van Israel weer klink. Op u het ons voorvaders vertrou, hulle het vertrou en u het hulle gered, hulle het na u om hulp geroep en hulle is bevry. Op u het hulle vertrou en hulle is nie beskaam nie, maar ek is 'n wurm, nie 'n mens nie. Ek word deur die mense bespot en deur die volk verag. Almal wat my sien, spot my, hulle steek vir my tong uit en knik met voldoening die kop en sê, laat dit aan die Here oor, laat hy hom red, laat hy hom bevry. En as hy so baie van hom hou. U het my die eerste lewenslig laat sien, my veilig laat rus aan die bors van my moeder. Van my geboorte af is ek onder u sorg. Van die begin van my lewe af is u my God. Geliefdes, die Psalm begin met woorde wat ons dadelik herken, nê? My God, waarom het u my verlaat? Dis nie 'n teologiese verklaring nie, dit is 'n uitroep. Ek lees iemand sê dit is 'n skree van iemand wat voel dat die Here baie, baie ver is. Iemand wat bid en geen antwoord kry nie. Iemand wat roep en net stilte terughoor. Die psalmdigter hier skryf uit 'n baie persoonlike ervaring, baie eerlik en sê, Here, in die dag roep ek na u en u hoor my nie. In die aand roep ek na u, soveel so, dat ek geen rus kry nie. Dis taal van iemand wat al lank wag. Iemand wat roep en roep en roep. En niks gebeur nie. Baie van ons ken hierdie gevoel. Miskien het jy dit al beleef in jou lewe, miskien beleef jy dit nou.
daai tye wanneer God eenvoudig stil geraak het. Daardie tye wat jy bid en jou gebede begin swaar voel, want jy weet eenvoudig nie of iemand luister nie. Dit voel nie so nie. Die hemel is 'n plek waar God sit en dit voel ver. En dis juis hier waar Psalm 22 so absoluut besonders is. Want hierdie Psalm kom wys vir ons dat sulke gevoelens nie buite geloof hoef te staan nie. Sulke gevoelens en emosies is deel van geloof. Hierdie gebed staan met 'n rede in ons Bybel. Dit beteken daar is ruimte, daar's plek vir geloof met moeilike vrae. Daar is ruimte vir pyn. Daar is selfs ruimte vir iemand wat ervaar dat God ver is, dat God stil is. Daar's hierdie punt van spanning wat mens amper dadelik kan voel. Hierdie spanning tussen verlatenheid en geloof. Nou iets besonders gebeur hiersom in die eerste paar verse van Psalm 22. Ons hoor hierdie roep, hierdie skree, my God, waarom het U my verlaat? En dan hoef ons nie eers lank te wag nie, want dan hoor ons amper dadelik iets anders. Ons hoor, tog is U die Heilige. Dis hierdie spanning van twee goed wat hier langs mekaar leef, wat ons nou moet vashou. Verlatenheid en geloof. Die psalmdigter voel dat God ver is, maar hy hou nog steeds vas aan die Heer. Dis 'n spanning wat baie van ons as gelowiges ken. Ons glo natuurlik, maar ons worstel. Ons vertrou, maar ons voel die Here is ver. En dit is belangrik om raak te sien dat in hierdie deel van die Bybel word die spanning nie weggewerk nie. Dit word nie onder die mat ingevee nie. Dit word nie saggies gesê nie. Dit probeer nie weggewerk word nie. Dit staan. Dit word verkondig. Dit word gesê. Die bekende Oud-testamentikus Walter Briegeman skryf baie oor hierdie klaagpsalms, noem mens dit. Hy wys daarop dat hierdie psalms vir gelowiges 'n taal gee om eerlik met die Here te praat, wanneer die lewe eenvoudig nie sin maak nie. Volgens hom is klaag nie 'n teken van ongeloof nie, inteendeel, dis 'n besonderse vorm van geloof. Want wanneer iemand kla, praat hy tog steeds met God. Hy verwag nog steeds dat die Here luister. Met ander woorde, 'n klaagpsalm is nie taal van iemand wat sy geloof eenvoudig verloor het nie. Dis 'n taal van iemand wat so ernstig glo, dat hy ook sy pyn, haar pyn en seer voor die Here kan bring. Johannes Calvin sê ook ietsie oor. Hy sê die psalms, soos hierdie, wys hoe gelowiges met hulle innerlike worstelinge, maar na die Here toe kan gaan. Hy sê die psalms leer ons, dat ons al ons emosies voor die Here kan kom sit. Dat ons eenvoudig niks hoef weg te steek nie. Ons mag met ons vrese en ons vrae en ons verwagtinge en selfs ons verwarring voor die Here kom sit. Dit sê vir ons dat geloof beteken ongelukkig nie dat jy altyd gaan rustig en seker voel nie. Dit beteken wel dat jy met wat ook al in jou hart aangaan, na die Here toe kan gaan. Wanneer ons by die kruis kom, jy weet ons is in die 4de week van lydenstyd, dan gaan hierdie spanning nog dieper. Want Jesus self bid Psalm 22. Hy self ervaar hierdie gevoel, hierdie plek van absolute verlatenheid. En daarom is Jesus se roep aan die kruis en daai woorde wat ons so goed ken, nie net 'n menslike ervaring van pyn nie. Hy wys hoe diep God verbind is aan menslike seer. Dit beteken dat wanneer mense vandag voel dat God ver is, hulle nooit moet dink, hulle is alleen in hierdie emosies nie. Hulle moet weet dat Jesus self hierdie pad geloop het. Ons moet dus weet dat die God in die Bybel nie 'n God is wat ver weg is van menslike lyding af nie. In Christus, in Jesus, in dit wat ons aan die kruis sien, ontmoet ons 'n God wat sê, ek gaan saam met jou deur jou lyding.
Wanneer ons Psalm 22 lees, moet ons dit verstaan. Ons hoef nie weg te skram van hierdie emosies af nie. Ons hoef dit nie weg te steek nie. Ons kan na die Here toe gaan met dit. Hoekom? Want Jesus verstaan dit so goed. Hierdie Psalm wys vir ons hoef nie geloof te hê sonder vra nie. Dit wys vir ons kan 'n geloof hê waar ons deur ons pyn en deur ons vra kan leef. Waar ons terselfdertyd kan sê, Here, waar is U? En ook kan sê, Here, U is heilig. Dis dalk presies waar baie van ons leef. Ons staan iewers tussen pyn en vertroue. Ons staan iewers tussen stilte en hoop. En Psalm 22 dek vanoggend die tafel vir ons om in hierdie plek te kom staan. Dit gee vir ons taal om in hierdie spanning te wees en om iets met dit te doen. Dit gee vir ons 'n voorbeeld om te sê, ons geloof hoef nie voor te gee dat alles is reg nie. Ons geloof kan soms iets eenvoudig sê soos, ek gaan aanhou sê, my God, selfs wanneer die antwoorde nog nie gekom het nie. Ek wil ons moet mooi hoor dat hierdie woorde natuurlik iets is wat Jesus ook gesê het. Hierdie woorde van Psalm 22 word diep verbind met die kruis. Markus 15 vers 33 en 34. My God, waarom het U my verlaat? Markus sê vir ons, het donker geword oor die land, en in daardie donkerste uur is dit wat Jesus uitroep. Die woorde wat hy hier sê, is die woorde wat hy daar en dan uitgedink het nie. Dis nie nuwe woorde nie. Hy gaan leen woorde, hy gaan haal woorde by die psalms, uit die gebedeboek van Israel. Onthou, ons het dit laasweek ook vir mekaar gesê, die psalms staan sentraal in Jesus se lewe. Dis gebede wat hy van klein seentjie af gehoor het. Dis gebede wat oor en oor gebid is, soos wat hulle geloop het, pelgrims, soos wat hulle geloop het, gestap het, gesing, hierdie woorde, oor en oor. Wanneer Jesus daar op die moeilikste tyd van sy lewe staan, wanneer hy op die moeilikste plek van sy lewe hang, dan gaan hy terug na hierdie woorde wat hy so goed ken. Hy bid, woorde wat hom as kind gevorm het. Wanneer hy aan die kruis is, in die diepste pyn van sy lewe, dan gryp hy terug na hierdie gebede toe. Hy haal nie net die psalm aan nie, hy bid dit. Dit word sy eie gebed. Dit word sy eie roep. Dis nie net 'n preek nie, dis iets wat hy baie intens self ervaar. Selfs in sy diepste nood bid Jesus. Selfs wanneer alles letterlik donker is, wanneer God ver voel, dan bly daar hierdie verhouding. Selfs in die verlatenheid. My God. Hy preek, dis nie iets hoe dit moet wees, of hoe dit kan wees, of wie jy moet wees nie. Hy wys vir ons, in sy allermoeilikste tye, hoe naby 'n mens aan God kan wees. Hoe sy geloof die basis is vir donker ure, en hoe dit moontlik is vir ons, om in dieselfde maniere, in dieselfde plekke, dieselfde te wees. Hy wys vir ons hoe dit moontlik is om hierdie spanning tussen vertroue en alleen wees, tussen pyn en worsteling en vrede. Hy wys vir ons hoe dit moontlik is om met dit by die Here te kom staan. Ons kan eerlik vir mekaar sê, dis nie maklik om so te wees nie, dis nie maklik om so te leef nie. Ons dink partykeer, geloof beteken dat jy altyd God moet ervaar. Dat jy altyd moet seker wees dat hy naby is, dat hy altyd naby moet voel. Maar Psalm 22 wys iets anders. Dit kom wys vir ons om na God toe uit te roep wanneer jou hart seer is, om aan te hou bid as jy nie 'n antwoord kry nie, of om selfs te vra, Here, maar waar is U? Bly deel van geloof, dit bly deel van ons vertroue. Om selfs in donker tye nog steeds die woorde te sê, my God, maak van ons mense wat
geloof ook in die stilte kan hê. Maak van ons mense wat in geloof kan vashou, al is alles nie duidelik nie. Weet ons kan nie die woorde bid, want ons bly in 'n verhouding staan met God. 'n Verhouding wat al so lank al kom. Want op hierdie stadium stop die digter vir 'n oomblik. En hy onthou waar hy was. Hy sê, op U het ons voorvaders vertrou. U het hulle gered. Hulle het U geken. Dis 'n klein, maar 'n baie belangrike beweging in die Psalm. Die pyn verdwyn nie, die vrae is nie skielik opgelos of verdamp nie, maar die digter kyk vir 'n oomblik weg van sy eie nood af en kyk terug en onthou. Ek onthou wat U in die verlede gedoen het. En hierdie beweging bring 'n herinnering wat 'n baie belangrike deel is van Israel se geloof. Israel se geloof kom grootliks uit herinneringe. Hulle onthou hoe God hulle uit Egipte uitbevry het. Hulle onthou hoe hulle in die woestyn was en hoe die Here hulle gedra het. Hulle onthou hoe hulle warm gekry het en die Here hulle versorg het. En dan is hierdie herinneringe hulle basis. Wanneer dit donker voel, wanneer hulle nie weet wat in die nou gaan gebeur nie, dan gryp hulle terug en sê, wanneer die Here onseker voel, wanneer ek hier onseker voel, gryp ek terug na stories van geloof, van God se trou in die geskiedenis. Ek sê weer, dit beteken nie die pyn van die hier word ontken nie, dit plaas wel ons pyn in 'n groter verhaal. En dit is wat die klaagpsalms met ons doen, en dis wat hierdie psalm vanoggend met ons kan doen. Dit kan hierdie beweging in ons bring na herinnering toe. En die herinnering maak nie ons klaaggebede stil nie. Dit hou wel 'n beweging inbring in ons verhouding met die Here. Dit is soos iemand wat diep in die waters is en tog iets kry om aan vas te hou. So word herinneringe vir jou 'n anker in geloof. Psalm 22 gaan ook nie net oor God se stilte nie. Psalm 22 gaan ook oor iemand se vernedering in tye van seer. Die digter sê iets baie sterk, ek is 'n wurm. Ek sê eers 'n mens nie, ek is 'n wurm. Ek word deur mense bespot en deur die volk verag. Taal van iemand wie se menswaardigheid totaal en al onder druk gekom het. Iemand wat bespot word, wat verneder word. Iemand wat nie gesien of dalk eers verstaan word nie. Wanneer Jesus by die kruis kom, geliefdes, dan weet hy presies wat daardie plek is. Mense het onder die kruis gestaan en gespot. Hulle kop geskit en gesê, as jy dan die seun van God is, red jouself. En daarom is plekke van klaag of plekke van die kruis nie net fisiese pyn nie. Dis ook iets wat van binne af kom. Vernedering, bespotting. En ek sê weer eens, as ons in sulke oomblikke is, moet ons weet die Here verstaan hoe dit voel. Hy het dit geleef, hy het dit gedra, hy weet wat dit beteken dat geen vorm van pyn buite God se betrokkenheid val nie. God sal nooit op 'n afstand staan en kyk nie. In Christus betree Jesus hierdie plek van vernedering vir ons. En dan natuurlik verander die psalm en die klaag verander in 'n lof. Ons lees verder, daar gebeur amper iets wat mense nie kan dink gaan gebeur nie. Teen die einde verander die hele tempo van die psalm. Skielik hoor ons woorde van lof. Ek wil U naam aan my volksgenote verkondig. Die klaag verander in aanbidding. Die pyn word 'n gebed. En geliefdes, wanneer ons nader aan Goeie Vrydag kom, sien ons hierdie psalm op 'n diep manier vervul word. Ons weet hoe Jesus gaan sterf, ons weet hoe hy pyn gaan ervaar, en ons weet hoe daar in daardie oomblikke iets merkwaardig gaan gebeur. In die donkerste oomblik skeur die tempel se voorhangsel en die grens tussen God en mens word fisies oopgebreek. Die Romeinse soldaat wat eens gespot het, staan na die kruis en kyk en sê, waarlik, hierdie man was seun van God. Die erkenning kom, juis daar by die kruis. Jesus het nie net in wonderwerke geleef nie. Hy het nie net in wonderwerke gepreek nie, maar ook wanneer hy gelei het.
Geliefdes, Psalm 22 begin met 'n vraag. My God, waarom het U my verlaat? Maar dit eindig nie daar nie. Dit beweeg baie stadig, deur pyn, deur stilte, deur herinnering, totdat die Psalm by lof uitkom. Dit beteken nie, die pyn is nie werklik nie. Dit beteken nie dat pyn nooit die laaste woord sal hê nie. En dit is wat ons sien by die kruis. Wanneer ons na Jesus kyk, dan sien ons nie net lyding nie, ons sien 'n liefde wat so diep is, dat dit selfs in die donkerste plekke kan ingaan. En daarom as jy vandag met vrae leef, as jy vandag God se stilte beleef, as jy vandag voel of jou gebede eenvoudig in die lug hang, dan mag jy nog steeds bid. Dan mag jy nog steeds roep. Dan mag jy nog steeds sê, my God. En soms is dit al wat geloof is. Om net, selfs in die stilte, aan te hou sê, my God. Amen.